om vandag weer met jou te kan praat. En ek glo dat die week wat verby is, het jy al reeds gegroei om die stem van die Here te hoor en ook opgewonde is soos ons om die stem van die Here meer en meer en beter te hoor. Ja, dit is so dat 'n mens kan baie sê rondom dit, maar ons bou net 'n paar stene in om jou te help om by daai plek te kom waar jy die stem van die Here te kan hoor, want na alles vra die Here dat ons self sal hoor, dat ons self sal reageer en sal ag gee op die stem van die Here. Nou, ek wil graag vanmôre met jou praat oor wanneer God met ons praat. Dit is so dat ons praat baie keer met die Here, baie keer praat ons te veel, maar wanneer God met ons praat, wil ek hê dat jy moet een ding verstaan, God praat nie met ons, dis wat die verskil maak van baie ander stemme, baie ander dinge wat in ons lewens gebeur, praat God baie duidelik. Hy's nie vandag op een plek en dan volgende dag op 'n ander plek nie, hy praat baie duidelik met ons. Toestel van om God te hoor is vir ons so belangrik, want daardeur word God verheerlik. Die eer kom nie na ons toe nie, die eer kom na die Here toe. So, na mate ons leer om die stem van die Here te hoor, dis soos die reën van God, wat Jesaja wie was dit gewees, die profeet gesien het, en hy sê, I hear the abundance of rain, en dan het iemand gesê, hy sê, dis soos, soos 'n rivier, there's a river that flows from God above, en dan sê die eerste vers, hy sê, hoe dat ons dit moet hoor, want hy sê, dis 'n ander sound, onthou ons het die vorige keer gepraat oor die klank van God, die stem van God, hoe om dit te hoor, dis anders, it's like a sound of rain, en hoe meer ons toelaat dat die Here met ons praat, word dit daar soos 'n fontein, en word dit soos 'n rivier wat net deurvloei, en deurvloei, en dink net vir 'n oomblik daaraan, hoe amazing gaan dit wees, as ons elke oomblik God se stem kan hoor, en kan reageer, want dis waar die geheim lê, ons moet kan reageer, soos wat Johan op 'n stadium met ons gedeel het. So, ek wil met jou praat oor, wanneer God met ons praat, God se stem sal altyd in liefde gehoor word. Luister mooi, dat of dit vermaning is, of dit herstel is, of dit bemoedigend is, of dit wat ook al is, wat die Here met jou deel, sal dit altyd in liefde wees. Want die Bybel sê, God is liefde. Hy kan nie twee goed in sy hart hê nie, hy kan net een ding in sy hart uitgee, dit is sy liefde wat hy aan ons gegee het. En wanneer jy ander stemme hoor, ek wil jou vanmôre gou help, wanneer jy ander stemme hoor, is daai goed alles van korte duur, het niks betekenis nie, en dit is van korte duur, maar wanneer God met jou praat, is dit jou lewensveranderinge, voortdurende veranderinge in jou lewe, jou gedagtes, jou lewenswyse, jou stem, jou reaksie, wanneer God praat deur sy woord. So, ek wil jou gou help met 'n paar goede wat die Here met ons deel oor, wanneer hy met ons praat, dan is sy gesprek meeste van die tyd oor die vrede van God, wat ons verstand te bowe gaan. Die Bybel sê dat in hierdie tyd waarin ons lewe, sal die Here vir ons vrede gee. Die wêreld sal nie vrede hê nie, maar ons sal vrede hê. Te midde van baie omstandighede gaan ons vrede hê. En ek wil hê dat u moet verstaan, Johannes 14:27 sê in die Afrikaans 2020, hy sê, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle, ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie,
Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en julle gedagtes waak. Ek wil hier met iets verstaan. Hy sê die vrede van God sal oor ons gedagtes waak, sodat ons nie sal toelaat dat ander stemme en ander goede in ons lewens kom inspraak bring nie, maar dat die Heilige Gees alleen deur Christus Jesus, deur die woord van die Here in ons harte gaan inspraak bring. En die tweede ene, daar's vrede, bemoediging. En ek wil vir u sê dat 1 Korintiërs 4 vers 4 tot 5 en 7, hy sê, ek dank my God gedurendheid oor julle vir die genade van God wat aan julle gegee is in Christus Jesus, want deur hom is julle in alle opsigte verryk, in elke woord en in alle kennis, sodat julle, vers 7, julle wag op die openbaarmaking van die Here Jesus Christus, nie in enige genadegawe tekort skiet nie. Hy wat julle ook al aan die einde, tot aan die einde standvastig maak, sodat julle sonder blaam sal wees op die dag van die Here Jesus Christus. God is getrou, deur wie julle geroep is tot verborgenheid met sy seun Jesus Christus onze Here. Nou hier is hierdie bemoediging en ek wil vanmôre vir jou sê dat reg hierdie woord is daar beloftes van bemoediging en opbouing wat die Here met jou wil deel. Die belangrikste is dat jy dit sal ontdek en weer eens of die Here ons wil vermaan en of ons wil bemoedig. Dus dit kom alles uit God se liefde uit. Die derde is die liefde. En wie sal nou vir my meer kan sê oor die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie? Is dit nie so dat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God hierdie wêreld vir jou en my gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As jy net dit kan glo vandag, is daar geen twyfel in jou hart om te draai en te sê, maar weet wat, wanneer God met my praat, hoor ek iets anders sê. Nee, ek wil jou vandag waarborg. Wanneer God met jou praat, is dit altyd in liefde. Of hy ons vermaan, en of hy ons verkoop, want die psalmdigter sê, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. En sal die Here dan nie omgee vir ons wat hom aangeneem het, en om ons te lei in liefde nie. Die vierde is vermaning, soos die Engelse sê, correction, of soos die Kaapse ouens sê, hy sê, ek het hom aangepraat. Nou, God sal altyd met liefde ons vermaan, ons korrigeer, om sy wil en sy plan te doen. Dit sal nooit uit haat gebeur nie. God sal ons nooit uit haat probeer verwoes of vernietig nie. God sal altyd in liefde met ons praat. En dan die vyfde punt, hy sal jou altyd die vermoë gee om te oorwin. Hy sê want hy wat ons konings en priesters gemaak het, sê die boek van Openbaring, hy wat ons konings en priesters gemaak het vir ons God. Dit beteken konings om te regeer en priesters om te dien, om mekaar te dien in liefde. Luister mooi, hy is die God wat ons die vermoë sal gee om te oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis, dat dit wat uit ons mond uitkom, dit liefde sal wees. Want as ek liefde bly ontvang, kan ek niks anders as liefde spreek nie. Dit wat ek hoor by die Here, dis wat ek spreek by God. Dit wat die Here in my lewe kom belê, dis wat ek by my mond gaan uitgaan. So die 6de een is geloof.
Die Bybel sê in Hebreërs die 11de hoofstuk, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. En dan sê hy baie oor geloof, en jy kan dit gaan lees, maar vers 6 sê, hy sê, en hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is vir die wat na hom glo. Ons het nou 'n interessante gesprek gehad, en wanneer ek nou die persoon se naam noem, sal hy dit, of wat hy daaroor praat, sal hy dit weet, ons daaroor gepraat. En dit is dat, party mense het 8:00 in die môre het die diens, die heer hulle aangestel, en hulle ooreengekom oor 'n prys, en ook die ou wat net 'n halfuur gewerk, dieselfde salaris gekry. En ek wil net vandag vir julle sê, dit is amazing, dat ons in die geloof kan staan, en weet dat geloof is 'n vaste vertroue. Ons moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van ons lewens. Dan, die punt nommer 7, hoop. God sê, hy gee vir ons 'n hoopvolle toekoms. Die volgende is, hy beskerm ons. Die psalmdigter sê, hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder die beskerming van die Almagtige. Ek sal sê, die Here is my sterkte. En ja, so, wat meer kan ons sê? God is ons beskermer. Hy is die God wat ons lewensdrome waarmaak. Hy is die God wat ons lewensdrome laat droom, en ek wil vandag vir jou sê, as jy opgehou droom het, dan wil ek vir jou help. Die Bybel sê, dat ons is nou in 'n tyd, wat die Here drome weer gaan lewendig maak in jou binneste. Dan net laastens, jou toekoms in hom is verseker. Hy sal jou nooit begewe nie, nooit verlaat nie. Ek vertrou dat jy gaan uit hierdie week se sessie baie leer. Die Here seën julle, ons is lief vir julle, hou goeie moed, en hou vas. Luister dan wanneer die Here praat, want dit is uit sy volle hart van liefde.